Kinders het vandag die voortou geneem in die strate van Johannesburg. Dit tydens die kinderveiligheidsoptog wat hoop om bewusmaking oor mishandeling en geweld teen kinders te skep. Bendebedrywighede en onveilige gemeenskappe is van die kwessies wat vandag genoem is. I would like that to for the MEC to come to Yaladara Park and stop the shootings. Our children in Yaladara Park is not safe anymore. The school is not safe anymore because of gangsterism. An urgent need for closer cooperation, for more active work and collaboration between the judiciary itself as well as the organizations and the department. And that can be done through just small things, sensitization, training and education, especially around the Child Act and child protection legislation. Aktiviste sê kinders moet saam met die regering werk aan veldtogte om misdaad te stuit. I want the government officials to not just treat this march as something that they're going to discuss and draft it down on paper, but to actually take action and put it in reality. Daar is ook gevra vir meer ondersteuning vir slagoffers. We've even written a letter to the Minister of Social Justice, of Constitutional Development, Minister Kubai, and we have asked her that we want now, they must open up the courts for us because we want to be the friends of the courts, so that any child that is having a case, we are there with the family, we're protecting that family, social workers are there. Kinderbeskermingsweek duur tot eerskomende Vrydag. Vir meer oor kinderbeskerming praat ons nou met Jennifer McCusker, 'n maatskaplike werker van Kids Clinic Boksburg. Jennifer, baie dankie vir jou tyd vanaand. Nou baie van ons het groot geword in die era van kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. En daar is aanvanklik die skuld gepak dat kinders juist dan nie aangemoedig is om te praat oor mishandeling nie. Maar ons is nou in 2026, 'n baie meer oop era, maar tog is daar steeds die mishandeling. Hoekom? Ja, baie dankie vir die vraag. Al leef ons vandag in 'n tyd waar daar meer openlik oor mishandeling gepraat word en kinders aangemoedig word om mishandeling aan te meld, beteken dit nie dat die onderliggende oorsake van mishandeling verdwyn het nie. Faktore soos armoede, gesinsgeweld, middelmisbruik en geestesgesondheidsuitdagings speel steeds 'n groot rol. En kinders is steeds bang om mishandeling aan te meld as gevolg van die vrees vir wraak of omdat hulle die oortreder liefhet. Of omdat hulle vrees dat niemand hulle sal glo nie. Nou, ons hoor byna elke dag van gruwelike dinge wat met kinders gebeur en dis meestal in nogals baie nabye verhoudings. Is daar genoegsame ingrypingsmaatreëls by byvoorbeeld skole waar kinders veilig die mishandeling kan aanmeld? Ja, daar is verskeie ingrypingsmaatreëls in plek by skole en onderwysers, skoolberaders en ander persone wat met die kinders werk, het 'n wetlike en 'n etiese verantwoordelikheid om mishandeling aan te meld. Die uitdaging is eerder dat alhoewel hierdie sisteme bestaan, beteken dit nie altyd dat kinders dit sal gebruik nie. Kinders voel nog steeds skaam, bang of selfs verward om die mishandeling aan te meld, veral wanneer die oortreder 'n familielid is of 'n persoon wat daardie kind vertrou. Dit maak dit dan in daardie opsig nog moeiliker vir 'n kind om daardie intieme mishandeling te openbaar. Daarom is dit belangrik dat skole nie net hierdie ingrypingsmaatreëls het nie, maar ook 'n kind sal ondersteun deur die hele proses. Nou, wanneer 'n kind wel uit 'n huis uit moet gaan, soos jy self sê as dit 'n nabye familielid is daar genoeg veilige behuising vir die kinders beskikbaar in Suid-Afrika? Ongelukkig is die kort antwoord nee. Daar is nie altyd genoeg veilige behuising of noodplasings beskikbaar vir kinders wat uit hierdie kwesbare situasies verwyder moet word nie. Suid-Afrika beskik wel oor kinder- en jeugsorgsentrums, plekke van veiligheid en pleegsorgstelsels wat gemik is daarop om hierdie kwesbare kinders te beskerm, maar hulle is onder geweldige druk weens beperkte hulpbronne, hoë aanvraag en kapasiteitsuitdagings. Nou, Jennifer, 'n laaste vraag. Nou, elke jaar vind kinderbeskermingsmaand plaas, 'n kinderbeskermingsweek, maar wat is werklik nodig om 'n verskil te maak? Kinderbeskermingsmaand speel 'n belangrike rol om bewustheid te skep rondom kindermishandeling, maar om 'n werklike en volhoubare verskil te maak, moet kinderbeskerming
reg deur die jaar gedryf word. Bewusmaking alleen is nie genoeg nie. Ons het daadwerklike optrede, voldoende hulpbronne en sterker ondersteuningsstelsels nodig om kinders effektief te beskerm. Dit begin by die versterking van gesinne en gemeenskappe. Ouers en versorgers moet toegang hê tot ondersteuning, opvoeding en hulp wanneer hulle met uitdagings soos armoede of gesinsgeweld gekonfronteer word. En die beskerming van kinders is nie net die verantwoordelikheid van die staat nie, dit is elke persoon in die gemeenskap se verantwoordelikheid. 'n Verskil word regtig gemaak wanneer kinders nie net gehoor word nie, maar wanneer daar daadwerklik opgetree word om hulle te beskerm. Baie dankie, dit was aan Jennifer McCusker, 'n maatskaplike werker van Kids Clinic Boksburg om te gesels oor kinderbeskermingsmaatreëls.